Moenie quit nie. Don't quit. Om te quit beteken om op te gee. To quit means to just give up. To just stop. En so baie keer in ons lewens, met alles wat ons deurmaak, kom ons op 'n plek waar ons voel ons wil opgee. Many times through all the challenges we experience in life, we get to a point where we might feel, I just want to give up, I want to quit. It's just too much. Kyk bietjie wat sê, of wat lees ons. Ons lees van iemand in 2 Samuel 23, vers 11 tot 12. Van 'n man met die naam, jongman Samma. Hy beskryf die helde van Dawid, die deel in 2 Samuel, beskryf die helde van Dawid, the heroes of David is being described in 2 Samuel. And so he was naming a lot, and then he came to one person, Samma. Na hom was daar Samma, seun van Agee, uit Harar. Die Filistyne het byeengekom in 'n kamp waar daar 'n stuk land vol lensies was. Toe die manskappe voor die Filistyne uitvlug, het Samma stelling ingeneem in die middel van die land en dit teruggevat. Hy het die Filistyne verslaan en die Here het 'n groot oorwinning bewerk. Net so vinnig, net kry gou die prentjie. 'n Groot klomp Filistyne kom om die land lensies te vat. Die klomp van Israel, wat daar is, hulle skrik, hulle boeglam, hulle voel die oormag is te groot en hulle hardloop weg. Een man gaan staan in die middel van die veld teen die klomp Filistyne en hy verslaan hulle met die Here se hand. Many times when the challenges are overwhelming, people want to flee. Many people, many times close around you, flee. When they see the challenges you go through, you just see people becoming, your friends becoming scarcer and people stay away. But if you stand firm, let's see what that is in English. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. The Philistines had gathered together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. So the people fled from the Philistines. But he stationed himself in the middle of the field, defended it, and killed the Philistines. So the Lord brought about a great victory. Wil julle 'n storie vertel van die ou? Dis Sondagmôre. Hy word wakker en hy sê vir sy vrou, weet jy my liefie, ek is nie lus om vanmôre kerk toe te gaan. Ek dink nie ek gaan vanmôre kerk toe gaan. Hoekom nie, vra sy goeie vrou vir hom? Ek voel net nie lus nie. Wie van julle was al daar? Want ek is seker nie almal hou vir my daar by die kerk. The morning early, on the Sunday morning, the guy woke up and he told his wife, I don't think I'm going to church today, I don't feel like it. His wife asked, but why not? I don't feel like it, and I'm not sure all the people there likes me. Have you felt like that? At least there were some people that were honest once or twice. So. Well, sy vrou sê vir hom, maar jy sal moet gaan. Goeie vrou nou. Wat sê jy, but you'll have to go. Het jy keuse nie moet gaan? Kom maar, ons gee 'n bietjie vir die vroue se hande klap. En sê, spoor haar man aan. Jy sal moet gaan. Hoe gaan ons sê jy so? Want jy is die pastoor. You don't have to go. You don't have a choice. Why do you say that? Because you're the pastor.
Ja, weet jy wat, ek moet eerlik wees sê, daar was al die jare die bediening, party Sondag wat ek ook gevoel het, ek wil liever net omdraai en verder slaap. Het jy ook in jou lewe so down gevoel? Have you ever felt down like that? Is dit so 'n gees van verslaandheid wat jou tref? En weet jy, partykeer is dit mos so, daai gees van verslaandheid tref jou so 1 keer 'n week en hy tref jou elke week op dieselfde dag. Some spirit of defeatism that hits you once a week, and most of the time it's basically the same. Not always Monday. Mondays are not so blue as some people claim. And it's just if this defeatism, this lack of energy, just don't want to leave you out. Dit wil jou net nie uitlos. Hy bly hap aan jou. Hy bly vir jou pla, hy bly vir jou kwel. En ouens, ons moet eerlik wees, dit gebeur met almal van ons een of ander tyd. Die ou wat sê, jy het nog nooit moedeloos gevoel en gevoel jy wil nie aangaan nie. Kom asseblief vorentoe, ek wil net bid wat jy vertel en leer. All of us, in our lives, sometimes more than others, some less than others, get to a point where we just want to give up. Things have become too much. All of us have been there. Jy is moeg gesukkel, jy kom op 'n punt wat jy voel, ek het nou genoeg gesukkel. Ek is nou vol, keelvol. Ek is net glad dood eenvoudig nie lus om aan te sukkel nie. Ek is nie lus om te sukkel met die klomp by die werk nie. Ek is nie lus om te sukkel met die kinders nie. Ek is nie lus nie. Have you been there? I just don't feel like struggling with all this. The people I work with. Hello? We've been there. So baie keer is dit, jy probeer so hard om die Here te dien. Nou my maggies, dis ook nie aldag die maklikste ding. You try so hard to serve the Lord, but it's not the easiest thing to do. You know, Pastor, you don't really understand how difficult it is to live with this husband of mine. Jy weet nie moeilik is dit om met hierdie vrou van my nie, joh. Jy verstaan nie, Pastor. You just don't know how difficult it is to work with the people I have to work with. Ek sien net nie meer kans. Ek sien net nie meer kans. Weet jy hoe lank voel ek al hierdie stryd met hierdie siekte, pastoor? Weet jy hoe uitgemergel is ek al met hierdie siekte, met hierdie pyn, met hierdie sleg gevoel, met hierdie kopseer, met hierdie... Hallo? You know, how tired I am of being sick. You know that those Philistines, like in this case, that comes to rob and destroy your life and your peace. Soos die Filistyne wat gekom het om te kom steel en te kom roof, die goed wat jou vrede kom steel, jou vrede kom roof. Weet jy wat dit? Maar dan kry jy 'n man soos Samma. Dit lyk nie asof die ou nie weet hoe om te kwik nie. Hy weet net nie hoe om op te gee. Nou, al die ander ouens het al weggehardloop en hy sê, staan in die middel van die land. Ek gaan hulle vat. Jy kry net sulke mense. En mag dit jy wees. So half, asof hy te dom is om te sien dat dit wat teen hom is, veel groter en sterker is as wat hy is.
Want onthou, een man teen 'n klomp Filistynse soldate. Die Bybel sê nou nie vir ons hoeveel hulle was nie, maar dit is duidelik, hulle moes 'n redelike klomp wees, want die ander Israeliete het weggehardloop. So, then you find a person like Shammah. It doesn't matter how big the challenges are. He still stood firm to defend what was his. The others ran away. They saw the many Philistines and they were too many and they were scared and they just ran away. Other people run away when they face these challenges, but you get at Shammah that they stand firm to defend what is his. Hy verdedig 'n land vol lensies teen die Filistyne wat eintlik gekom het om dit oor te neem, hulle kos van hulle weg te vat. Wat 'n man. Nou, was die ou regtig so taaf? Was he really that tough? When all the others ran away, that he said, well, come get it. I'll defeat you. Was he really that tough? Because in the end he didn't have much to do or to defend himself with. Because remember, the rest of the people fled. So, hy het eintlik so baie gehad, ouens wat hom help nie, hy het nie ondersteuning gehad nie, daar was niemand om op te leer nie, daar was nie ander ouens wat saam met hom kom bid het, om gesalf het met olie en whatever nie, dit was net nie daar nie. Hoekom val hy nie ook maar net terug nie? Hoekom koot hy nie ook maar net soos die ander, as die oormag dat so groot lyk? Hoekom koot hy nie maar en sorteer eers dinge 'n bietjie uit voordat hy verder gaan? Why don't he just rather quit when he saw this overwhelming force against him? The challenges that he faced, that was overwhelming. Why didn't he just flee? Hoekom het hy nie net gaan hulp soek nie, maar weggehardloop soos die ander en ewers by iemand gaan hulp soek nie? Why didn't he just go and look for help and say, come help, the Philistines come to rob me, come help. Hoekom het hy nie maar net dit gedoen? Was hy maar net hardkoppig of dom? Was hy just hard-headed? Was hy maar net, okay, nie so skerp nie. Wat was hy dan? Kom ek sê vir julle dit. Die ding van Shammah was, hy het sy doel in die lewe geken en verstaan, dis hoekom hy opgestaan. He knew his purpose. He knew what he had to do. That is why he stood up and took a stand. That is why he didn't just quit. Hy het geweet wie hy is. Hy is 'n kind van God. Hy is 'n Israeliet. Hy is deel van God se mense. Hy het geweet waarom hy daar was. Hy was daar om daardie land te versorg en dit te beskerm, al is dit met sy lewe. Hy het geweet wat is sy doel. En hy het geweet dat God se doel en plan vir sy lewe was om daar te staan. He knew that. He knew what his purpose was. He knew what God's purpose for him was. He was to stand firm and to defend what was theirs. And that is why he didn't just quit and ran away like the others. Hy het iemand net weggehardloop, of die Here verlaat, of soos mense deesdae doen, die kerk verlaat nie. As die dinge te rof raak en die uitdagings te veel, dan sê mense, nee, ag, dis te moeilik, ek gee maar op, en gaan nie meer kerk doen nie, want die kerk ding werk nie vir my. Jare terug, in 'n ander gemeente het ek mense gehad, pragtige mense, die Here mooi gedien, maar hulle het uitdagings in die lewe gehad, en een tyd dat ek daar by hulle kom, en die vrou sê vir my, nee wat pastoor,
ek gee nou op. Ek gaan nie meer kerk toe kom nie, hierdie ding van die Here dien werk nie. She quit. She felt it was too overwhelming. All the problems she tries too many times to serve the Lord, to do what's right, and then things happen. And then she just said to me, oh, she's not coming to church anymore because this thing doesn't work for her. And then I've heard a lot. People who tries religion, that's their problem. They try religion instead of a relationship with God. Mense probeer godsdienst. Ek het daai godsdienst ding ook probeer, Bybel lees en met in kerk te gaan. Die godsdienst ding. En die grootste fout wat hulle maak is, hulle het godsdienst probeer doen. As jy godsdienst doen, kan jy net sowel Islam doen, of jy kan net sowel Hindoeïsme doen, dis godsdienst. Hierdie is 'n lewende verhouding met Jesus Christus. There is a difference. En dis hoekom Sama geweet het wat sy doel is, want hy het God geken en hy het geweet wat God se plan vir sy lewe is. So, as jy weet wie jy in Christus is, gee jy dood eenvoudig net nie op nie. Kan ek dit weer sê? As jy weet wie jy in Christus is, wat God se plan en doel vir jou is, gee jy dood eenvoudig net nie op nie. Maak nie saak hoeveel die aanvegtinge is nie. If you know who you are in Christ, you will never quit because you know what God's purpose for your life is. If you're in Christ, you will never quit, even if the circumstances are too big for you ever to deal with. You won't quit because you know who you are in Christ Jesus. So die belangrikste was dat hy wat Sama is, het geweet hy is dead center in die wil van die Here. He just knew he was dead center in the will of God to stand firm there. Do you know if you are dead center in God's will for your life today? Because you better need to find out. Is jy presies dead center in die middel van waar God jou wil hê? As jy nie weet nie, dis tyd om met die Here te praat en hy te vind wat is hy wil vir jou broer. My suster. As jy dead center in die middel van die Here se wil is, gaan jy oorwin. So, hoekom was klein Dawid, as ons by Dawid kom, nie bang vir 'n reus nie? Jong man, wat skape opgepas het, wat het ons gesê, so 17 jaar oud? Hier is hierdie groot, wie van julle het al langs 'n groot ou soos Ebenezebeth gestaan? Hoe lyk dit as jy langs hom staan, my broer? En Goliat was groter. En 'n 17-jarige seun staan voor hierdie Goliat en hy is nie bang vir hom. The 17-year-old boy stand in front of this giant Goliath and he's not scared. Why would that be? Because he knew that God had a purpose for his life and he had to be there. Jy's nie sommer van net op die drie na nie, my broer, my suster. Jy's nie van net in hierdie gemeente nie. Jy werk nie van net waarever jy werk nie. Want God het 'n doel met jou. You're not, it's not just a random fact that you are here today. Because God has got a purpose with you, purpose with your life. That's why you are here. And that's what David knew. God had a purpose for his life. He knew he was where he had to be. Are you in your life where you have to be? Or are you not sure? Wil ek op 'n sy-stroop gaan? As jy op die plek in jou lewe waar jy moet wees, of weet jy nie, of is jy onseker? Jy kan net vas staan soos 'n Sama, as jy weet
dat jy weet, jy is presies waar God jou wil hê. Dawid het geweet, hy is waar God wou hê hy moes wees, en God sal nie toelaat dat hy iets oorkom nie. Because he knew he was where God wanted him to be, and God will not allow anything to happen to him. Even if it might have hurt him, he still knew that he was in God's will. Even if he was to die, he still knew, well, I'm in God's will. I have to challenge this giant. I cannot just allow him to scare the people of Israel like that. I have to do something, even if it cost my life. You see, that is why Jesus died on the cross, even if it cost him his life to pay for your and my sin. He knew he was in the will of the Father, and he defeated the devil and all his powers by dying on the cross. And he rose from the dead. Why? Because he knew he was in the will of Father God. As jy waar God wil hê, jy moet weet. Jy sien, daar's 'n besonderse vrede as 'n mens weet jy's binne die wil van die Here. Daar's 'n besonderse blydskap as jy weet dat jy besig is om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Al lyk dit hoe gevaarlik. People can, you know, they can, hulle kan jou spot. People can try to humiliate you because of where you are. They might even say, well, the lift doesn't come up all the way, you know. But as long as you know you're in the will of God, then you know. En vir Sama, om alleen te staan teen 'n klomp Filistyne, kop hier raas. Maar kyk wat gebeur, hy verslaan al die Filistyne waarvoor almal weggehardloop en die Here doen 'n groot ding. Een man. Sien, as jy in die wil van die Here is, kan jy al die goed wat teen jou dreig, al die storms wat teen jou aankom, al die aanvegtinge, al die bekommernisse, al die kwellinge, het sy dit in jou huwelik is, het sy dit in jou finansies is, het sy dit jou werk is, het sy dit jou gesondheid is, jy kan nie dit deel, want jy weet jy is binne God se wil. You know you're in God's will. Because daar's 'n vrede en 'n rus wat in 'n mens se hart is, wanneer jy by God staan. En jy weet, jy is waar hy wil hê jy moet wees. There's just that peace in your heart, when you know you stand with God, or next to God, and you know you are where He wants you to be, and you are busy with what He wants you to be busy with. Are you busy with what God wants you to be busy with? Kom aan. Kom ons sê stil. As jy besig met dit van die Here, dit beteken nie elke keer jy moet nou gaan 'n prediker of whatever wees nie. Dis nie wat ek vir jou vra nie, want party mense sê, weet as mense praat oor doen jy wat die Here wil hê jy moet doen, dan dink hulle jy moet almal heeltyd profeteer en preek en whatever. Dis nie wat dit is nie. Want weet jy, dit wat jy doen in die sekulêre werk is ook teen en binne God se wil, en jy moet daar seker wees jy's binne God se wil, want jy maak 'n verskil deur die Here daar waar jy is. Hallo. En daar waar jy is, skyn natuurlik jou lig vir die Here. Are you busy with what God wants you to be busy with? Many times people are unhappy in their work. People are unhappy where they find themselves because they are not in God's will. They are where they want or think they want to be. They are doing their own thing. And it does not lead to happiness because they're not dead center in God's will. It's only when you're in God's will that you can find peace and happiness. Sama het dit verstaan. Dawid het dit verstaan. So, ek wil jou vanmôre sê, jy moet weier om te quit. Jy moet weier om weg te hardloop. Jy moet selfs weier om
net die gedagte aan weghardloop te probeer entertain hier in jou kop. You just really need to refuse to run away and to quit. Even just the thought thereof. You should not allow even these thoughts in your heart, because if you allow these thoughts in your heart, the thoughts of fear might cause you to move away from God's plan for your life. Fear is one of the things that cause most people to move away from God's plan. Fear. Because many times what you do in the name of the Lord needs faith, not human understanding. Needs faith. It can only be achieved by trusting God, having faith in God. And then when your thoughts begin to raise fear in your heart about all the questions why it cannot work, then you move out of God's will, because you don't find all the answers. Because faith doesn't work with a clear understanding of everything. So vind rus en vrede in die feit dat jy vandag weet, jy is binne die wil van die Here vir jou lewe. Sama het nie soos ons die baie beloftes van die Here gehad in daardie tyd wat hy geleef het, want dit is nog vroeg in die geskiedenis van die Bybel wat mense dit lees. Samuel is nog redelik vroeg in die Bybel. Die Here is nog besig met sy volk. Hulle is besig om 'n geskiedenis op te bou. So hy het nie, soos dat ek en jy vandag het, 'n hele Bybel vol versies wat beloftes is waarop ons kan staan en sê dis hoe dit werk nie. Hy het net gehad die wete dat God is en dat God 'n waarmaker is van sy woord. He didn't have the promises we have. He didn't have all the Bible verses to stand upon and pray about and all that. All he knew is he knew God. He knew he can trust God. He knew God had a plan for his life. And he knew he had to obey God. That's all he had. You and I, we're different. We've got the whole Bible full of promises. We've got a whole Bible full of biblical principles. Bybelse beginsels, koninkryks beginsels, waar volgens ek en jy ons lewens kan rig. So mense, dit is soveel makliker as vir 'n enkeling in 'n veld teen 'n hele klomp Filistyne vir jou en my vandag. So don't quit. Ja, hy het ook nie soos ons seker die ontelbare voorbeelde van beantwoorde gebede wat ons vandag in die Bybel opgeteken sien. Want ons sien ons in die Bybel van hoe die mense die Here aangeroep het en hoe dat die Here geantwoord het. Hy het dit nie gehad nie. En ek en jy het daardie bevestiging van waar mense God aangeroep het en waar God geantwoord het. Ons staan hier buite by ons gedenktuintjie met die kruis, waar ons die klippies neersit vir elke gebed wat die Here geantwoord het. Ons het 'n getuienis van gebede wat God beantwoord het. Hy het dit nie gehad nie, maar tog het hy presies geweet wie hy in God is. En hy het geweet hy is binne God se plan. En hy het gestaan en hy het 'n magtige oorwinning behaal. Is dit nie groot? Gooi vir my, Petrus, gooi vir my vers 12 asseblief. Hy het God geglo en is as een van die helde van Dawid beskryf. Daar was nie baie helde nie, maar hy was as een van die helde van Dawid. Sama het stelling ingeneem in die middel van die land en dit teruggevat. Hy het die Filistyne verslaan en die Here het 'n groot oorwinning bewerk. Engels. But he stationed himself in the middle of the field, defended it and killed the Philistines. So the Lord brought about a great victory. He did not quit, and because of that, God gave a big victory. If you do not quit, God will work a great victory for you. My broer, my suster, wil jy 'n groot oorwinning hê? Jy as dat nie al mense sê nie, dis okay. Ek wil 'n groot oorwinning hê. Do you want to have a big victory?
don't quit then. Don't give up now. Moenie nou opgee nie, weet jy? Ek sluit af, ek seker kort dit al. My vorige gemeente daar was 'n groot Delwersgemeenskap in Winserton. En dit was altyd vir my baie interessant, ek het baie by die Delwers gekuier, en een keer 'n week het ek by hulle waardige Delf het gaan staan en gaan kyk wat hulle doen, en ek het selfs saam met een ou gehelp diamante sorteer, soet vir diamantjies tussen die grys. Maar een interessante ding van die Delwers, dan grawe hulle hier in hulle werk, hier in hulle werk, hier in hulle werk, hier en dan kom die ouens, hulle raak net moedeloos, en hulle voel nie, hulle kry nie daai grootte wat die baie geld maak. Dan pak hy sy masjien op, en hy gaan na 'n ander plek toe. Dat so 'n maand later hoor jy, nee, iemand anders delf nou daar by delf, en 'n week later het die ou die grootte. Die een ou het gekoot, ander het gekom en hy die grootte gekry. Ja, dis moeilik as jy delf om te sê, okay, just keep on, man. Maar het was altyd vir my ironies. Hy het opgegee, ander plek gaan grawe, en 'n ander ou kom waar jy opgehou het, en hy die oorwinning. Don't quit, because your victory is very close. Ek wil dit vanmôre verklaar, moenie opgee. Jou groot oorwinning, die groot oorwinning wat die Here wil bewerk, is naby. Jy moet net vasbyt. Jy moet net vashou. Jou oorwinning is naby. Vat dit as 'n belofte vanmôre. Dis 'n verklaring, 'n declaration, that your great victory is near. Nearer than you would ever think. Want miskien voel jy nou, dinge werk nie uit nie, dis so gesukkel, het gaan nooit regkom nie. Hou vas aan die Here. Staan in die middel van die veld en verdedig jou nou, verslaan die vyand, want die Here wil 'n groot oorwinning deur jou werk. En in jou lewe. Just stand firm.